So ja, baie welkom. Ons is besig met die superkosse reeks. Ons is nou by die kosse van 5 en 6. Dit is blou bessies en avokado peer. Ek het dit goed gedink om juis bietjie in te delf in die wonderlike kosse wat God gemaak het, in die hoop dat dit mense sal aanspoor om meer van hierdie kosse te eet. As mens net kyk na die ongelooflike kwaliteite van hierdie kosse, en die siektes wat dit kan voorkom en behandel, dan voel dit net vir my, ons spandeer nie genoeg tyd aan wat ons moet eet nie, dalk te veel tyd aan wat ons nie moet eet nie, maar nietemin kom ons spring weg. So hierdie platform Back to Eden is geskep met die hart, of is begin met die hart om mense te help om terug te keer na Eden toe. In Eden is daar perfekte intimiteit en verhouding met God. Ons leef van die aarde af in Eden en dit is alleenlik weer moontlik om terug te gaan in Eden deur die afgehandelde werk van Jesus Christus. So om terug te wees in Eden is 'n deur wat Jesus vir ons gee en dit kom uit verhouding met hom. So hierdie platform is daar om ons fisies te help om weer terug te keer na hoe ons moet eet. En hopelik kan ons so baie siektes behandel en voorkom as ons weer begin eet en doen en die patrone, die ruspatrone wat God in die woord vir ons duidelik neergesit het, weer te begin volg. So dis waar hierdie platform gaan. En dan, as jy nog nie op my groep is nie, daar's 'n WhatsApp groepie ek deel wanneer ek praatjies het en die opnames daarvan, as daar produkte, spesiale aanbiedinge is en dan ook wanneer as ek enige gesondheidsbronne of brokkies het, dit is ook op hierdie groep, welkom om aan te sluit. So ja, kom ons spring weg, superkosse 5 en 6, avokado peer en blou bessies. So kom ons begin met avokado peer. Ek dink so min mense praat van avokado peer. Ek weet nie wanneer laas het julle die woord gehoor, avokado peer nie. Ons praat ons maar van avos. Avos, so as ek ergens 'n avo ingooi, verskoon tog, dit is mos maar eintlik 'n avokado peer, juis oor die peervorm. Wat is 'n avokado peer? Dit is 'n vrug, vir die wat nie weet nie. Dit het in Mexico, dit groei, dit het eintlik begin, dit is ontdek in Mexico, kan ek maar sê. Die Latynse naam is Persea americana, juis omdat dit in Mexico ontdek is. Tans word dit gekweek in Amerika, Suid-Amerika en Suid-Afrika. So die ideale groeiomstandighede is warm, subtropiese omstandighede sonder ryp, dan moet glad nie ryp wees nie. En dan weet ons natuurlik is Nelspruit of Mpumalanga en Limpopo is die ideale areas, lekker vir avos, avokado pere. So in Mexico alleen, hier is net in Mexico, dit is nogals interessant vir my, bereken hulle dat elke Mexikaan meer as 48 avokado's per jaar eet. Elke persoon in Mexico. Dis die hoeveelheid wat daar verkoop word in Mexico. So dit is nogals baie, ek dink mens 48 maal die totale populasie, dan kan jy sien hoeveel miljoene kilogramme avos word daar so gegroei en verkoop. So hierdie is net om te wys die ongelooflike eienskappe. Hierdie is nou van 'n kleinerige avo, so ek sê 163 gram, daai has is mos 'n tipe geen avo. Ons kry dit baie in Suid-Afrika as die sakke met die klein avootjies in, dis gewoonlik 'n has variant. Maar wat ek ons die aandag wil op fokus is die monounsaturated fats. So ek dink ek kan sê mono-onversadige vette, maar as ek dalk na die Engels toe oorslaan, dit is nou maar net omdat al my bronne ook ongelukkig Engels is, of gelukkig, dankbaar vir die bronne. Maar ja, as jy kan sien, 13.3 gram monounsaturated fat, onversadigde vette, dit is verskriklik baie, dit is regtig baie, en juis vir daai rede, sal meeste dieete jou hoeveelheid avo beperk. Jy sal dalk 'n kwart skyfie van 'n avo kan eet as jy op 'n sekere dieet is. En vanaand is ek so opgewonde om net te bewys dat om goeie vette te beperk is nie die antwoord tot gewigsverlies nie. Ons moet juis hierdie vette in ons dieet sit. So onthou daai monounsaturated fat, ons gaan nog baie oor dit vanaand gesels. So kom ons kyk na die gesondheidsvoordele van avokado pere. Die eerste een wat ons het is kardiovaskulêre beskerming, met ander woorde hartgesondheid. So
as jy nou in kan hou, dan moet jy dadelik dink sy hoofbron of sy voordeel is hy beskerm die hart. En weer eens is baie interessant vir my, hoe hy dit doen, is hy balanseer jou bloedvet. So jy eet 'n vet wat God vir ons gegee het, en dit balanseer jou vette in jou bloedstroom. Ja, dit voel vir my, dis so 'n kontras teenoor wat ons leer. Ons leer vet is sleg, vir my vet maak jou vet. En hier bewys dit juist dat dit jou cholesterol verlaag. So dit is juist, MUFA staan vir, dit is daarom, ek het dit nie uitgedink nie, dit is 'n offisiële afkorting vir monounsaturated fats. Die hoë inhoud van daai vette keer dat die plaak, die vette, sit in die bloedarterie. So, hier is 'n baie belangrike konsep wat ek wil vasmaak oor cholesterol. So, baie van ons dink cholesterol is sleg. Maar, hoekom het ons cholesterol? Hoekom het God vir elke persoon cholesterol gegee? Want selfs die gesondste mense, het cholesterol in hulle bloed. Of nie in hulle bloed nie, in hulle liggame. Die probleem is nie cholesterol nie. Cholesterol is nie wat vir jou hartaanval gee nie. Die probleem is as cholesterol in jou bloed is. Cholesterol moet by jou organe wees. Dit beskerm ons organe. So daarom is dit baie belangrik, as jy byvoorbeeld op cholesterol medikasie is, dan moet jy 'n coenzyme 10 of 'n hartbeskermer vat, want jy blok die cholesterol wat eintlik nou jou hart beskerm. So dit is baie, baie belangrik. Dit kan partykeer meer gevaarlik wees om anti-cholesterol medisyne of om cholesterol medikasie te gebruik, as wat dit is om dit nie te gebruik nie, juis omdat dit jou beskermlaag van jou organe blok. So, dis juist die vetlaag weer eens in die avokado pere wat keer dat daai vet in jou arteries ophoop. So die vet van die avokado peer help daai vet om na die organe toe te gaan, en dit is wat dit moet doen, en dit is wat goed is, as die gesonde vette na jou organe toe gaan. So dan ook die hoë vesel van avokado pere, beta-sitosterol, magnesium en kalium verlaag cholesterol en bloeddruk. Dit het natuurlik voordele vir jou hart. En dan is daar 'n studie gedoen in Mexico, ek gaan sommer hier vir julle lees. Hulle het 'n dieet wat verryk is met avokado pere. Met ander woorde, jy eet baie avokado pere in hierdie dieet. Het hulle vir 'n groep gesonde individue gegee, en dan het hulle dieselfde dieet vir mense gegee wat hoë cholesterol het. En wat baie interessant was, na 1 week van hierdie hoë avokado dieet, het die totale cholesterol van die gesonde individue met 16% verlaag. Okay? Dan het die totale cholesterol van die mense wat reeds baie cholesterol gehad het met 17% verlaag. Hulle slegte cholesterol, die LDL cholesterol met 22% verlaag. Die triglycerides of vette het met 22% ook verlaag. En dan het hulle hoë vette of hulle goeie vette, die HDL vette, het met 11% gestyg. So dit was geweldig voordelig vir hulle om 'n hoë avokado of hoë goeie vet dieet te eet. Die volgende een is, dit verminder jou risiko vir metaboliese sindroom. So, ek het nou hierdie mannetjie probeer kyk. Dis typies groot pens, mense wat dun bene het, groot pens. Ek dink altyd, ongelukkig, het ek baie mansfigure wat ek in my brein sien met hierdie probleem, maar dis nie net hoe die persoon lyk nie. As jy hulle bloed trek, sal jy sien, hulle is insulienweerstandig. Viscerale obesiteit beteken, hulle organe by hulle maag het baie vet om, dis hoekom hulle lyfie so appelrag is. Dan het hulle hoë bloeddruk en hoë vet in hulle bloed, hoë triglycerides en laag goeie vet. So dit is metaboliese sindroom. So avokado peer verlaag bloedsuiker, dit help met insulienweerstandigheid. Dit verlaag hoë bloeddruk, dit verlaag cholesterol, obesiteit en maagvet. Met ander woorde, al die faktore wat 'n rol speel vir metaboliese sindroom kan avokado peer verminder. En dan is daar 'n studie gedoen in die Nutrition Journal. Ek moet kyk of het ek 'n datum hierso. Nee, ek nie 'n datum nie, maar hulle is oor die 17,000 volwasses het hulle gevolg oor 7 jaar. En hulle het gevind, dit voel nou vir my, dis nie, wow, hierdie is nou verskriklike goeie data nie. Dit is maar net vir my baie interessant, dat hulle het redelik baie mense, het hulle oor 7 jaar gevolg, of hulle bestudeer, en wat hulle gesien het, die mense wat gereeld avokado pere geëet het, hulle was meer geneigd om 'n gebalanseerde dieet te eet,
beter kwaliteit kos in te neem en hulle het 'n verhoogde inname van groente en vrugte gehad. So dit is my baie interessant. Dat ek dink dit gaan oor die feit dat jou liggaam word gevoed met goeie vette en dan maak jy beter keuses. Ja, ek dink dit is baie meer, dink ek, in diep as wat ek nou sê, maar ja, ek dink dit is maar 'n gedeelte daarvan. Dan het hulle gevind die inname van avokadopere verlaag jou liggaamlike gewig, so jou liggaamsvet of jou liggaamsgewig, jou BMI, jou middelomtrek en dit verhoog jou HDL vlakke, met ander woorde jou goeie cholesterol. En dan het hulle gevind ook dat die mense wat meer avokadopere geëet het, hulle kans om metaboliese sindroom te kry was 50% minder as die mense wat nie avokadopere geëet het nie. Dis my baie interessant. Okay, die volgende een is, dit ondersteun jou oë, hare en jou vel gesondheid. Dis altyd 'n lekker een. Weereens is dit daai onversadigde vette en die vetoplaasbare vitamiene, Vitamin A, wat baie help met vel, soos wat baie mense weet. Dan het dit ook hoë vlakke luteïen in. So baie van ons weet, mens kry sulke luteïen aanvullings wat mens kan koop, en dit is juist vir ooggesondheid. Ek dink daar is sommer so 'n oogie op die boks, as ek nou reg kan onthou. En dit beskerm teen okulêre gesondheid, met ander woorde jou ooggesondheid, jou hare en jou vel. Dit kan ook die omgewingstoksines, met ander ligbesoedeling of UV of UV-strale van die son af, kan dit jou vel daarteen beskerm. En dan is avokadopeer, baie mense weet dit wel, 'n uitstekende bevochtiger. So die bron wat ek gekry het self gesê, jy moet avokadopeer olie vat en dan moet jy dit meng met klomp verskillende essensiële olies en dan het jy eintlik 'n wonderlike velbevochtiger. Jy kan selfs die avokadopeer se skil vat en dit aan jou vel vryf, baie gereeld. Jou vel gaan vir jou baie dankie sê, dit gaan hom net goed doen. En mens kan natuurlik baie lekker maskers maak. Dis dit vir my, dis so 'n lekker groente, of nie groente nie, vrug, dis so 'n lekker vrug. Ek kan nie eens dink om dit op my vel te sit nie, want dit voel net vir my, ek sal dit eerder net eet, as wat ek dit op my vel sit, maar dit doen wonders vir die vel. Dan beveg dit kankerselgroei. En hierdie laat my net dink, as ons nou kom by blou bessies, dan gaan julle weer sien, dat dit ook help met kanker, en ek dink dit was dieselfde met knoffel, en ook met turmeric en met barley. Wat het vir my interessant is, of my logiese redenasie, wat ek gevolgtrek en wat ek kan trek is, ons almal weet kanker is aan die toeneem, maar hier leer ons die heeltyd van kos wat God gemaak het, wat kanker kan beveg of wat dit kan voorkom. So my logiese gevolgtrekking is ons eet nie genoeg van die goed wat God vir ons gee nie. Ek weet dit is nie so eenvoudig soos dit nie. Ek meen ek is nie 'n kankernavorser of iets soos dit nie, maar dit voel net vir my, as al hierdie kosse dit kan beveg, hoekom neem dit dan toe? Beteken dit ons eet nie van hierdie kosse nie, of is die kwaliteit van die kosse wat ons eet net so swak, dat dit nie meer dieselfde doen nie? Ek weet nie, maar navorsing bewys wel definitiewe kankerwerende eienskappe. So dit gee mens hoop. Okay, 'n studie wat gedoen is in 2009, dit is 'n in vitro studie, het hulle gevind dat hulle noem dit phytochemicals, in die avokadopeer so kragtig is, dat dit kan help om kankerselle dood te maak, né? Hoe wonderlik is dit nie? Dit voel vir my soos dit is wat ons Vader doen. Dit is wat hy kan skep en vir ons kan gee, is kosse wat eintlik kankerselle kan doodmaak. En dan in 2011 is daar studie, is daar gevind dat die kombinasies, letterlik die kombinasie van die tipe phytonutrients wat in die avokadopeer is, het antikanker eienskappe. Dan hoe dit werk, dit indiseer selsiklus arrest, met ander woorde, die sel wat die hele tyd wil voortplant en voortplant, hy laat daai stop, inhibeer groei, bevorder apoptosis, dit is wanneer die sel doodgaan of hy vreet homself, die kankerselle die goeie selle begin die kankerselle te vreet. So dit is die manier van werking wat hulle al in avokadopere gesien het. En dan weer eens die onversadigde vette beskerm teen kroniese siektes. En meeste kroniese inflammasies, meeste kankers begin by kroniese inflammasie oor 'n lang tydperk en dit sit dan om in kanker. So weer eens kan dit selfs voorkomend wees. Volgende, bevorder gewigsbeheer. So
Lae koolhidraat, hoë vet bevorder gewigsverlies. Maar ja, hiermee sê ek nie, ons moet net vette eet nie. Maar ja, navorsing bewys, hoë vet, lae koolhidraat bevorder gewigsverlies. Want vette maak jou versadig. As jy nou dink, as jy nou jou 10 uur snackie wil eet, as jy ryskoekie vat met bietjie botter op en kom ons sê katjie botter op, of nee, katjie botter is vet, kom ons sê met Marmite op, teenoor 'n handjie vol neute. Die handjie vol neute gaan jou 10 teen 2 ure lank versadig hou, waar daai ryskoekie gaan na 'n halfuur gaan jou maag alweer grom. So dit is wat vette doen, dit veroorsaak dat jy langer versadig bly. Weereens die onversadigde vette help met gewigsbeheer, gesonder BMI. En dan is al baie interessante studie gedoen in 2005. Hulle het daai dieete wat jy die kalorieë tel. So jy mag net 'n sekere hoeveelheid kalorieë, hulle noem dit calorie counting of wat is dit? Hulle noem dit energiebeperkende dieete. So jy beperk die hoeveelheid kalorieë wat jy inneem. So hulle het 2 groepe gevat. So die een groep het hulle 30 gram avokado peer vir hierdie groep gegee en vir in die totale dieet, en dan vir die ander groep het hulle 30 gram van iets anders gegee. So albei groepe het op die ouend presies dieselfde kalorieë ingeneem. Maar wat baie interessant was, die groep wat die avokado peer geëet het, so hulle het vette ingekry, die ander groep het dit nie ingekry nie. Daar was geen verskil in gewigsverlies met die 2 groepe nie. So die groep wat vette geëet het nie meer gewig aangesit nie. Dit was baie interessant. En dan was daar eintlik 'n opmerklike gewigsverlies in die groep wat die avokado peer gekry het. Hulle BMI was laer, hulle persentasie liggaamlike vet was laer, hulle liggaamsgewig was laer. In albei groepe in albei kategorieë het albei groepe se gewig het afgekom. Maar wat interessant was, net die groep wat die avokado peer gekry het die positiewe voordele van avokado peer gekry. So hulle HDL, hulle goeie cholesterol het gestyg, en hulle vetsuurvlakke was baie positief beïnvloed. So hulle het die goeie voordele en die gewigsverlies gekry, wat wonderlik is. Dan bevorder avokado peer spysvertering. Dit is as gevolg van die hoë vlakke vesel wat daarin is. Dit het meer vesel in as meeste vrugte en groente. Net vir interessantheid, hulle sê 'n vrou moet byvoorbeeld 28 gram vesel 'n dag inkry en mans moet hier by 38 gram vesel 'n dag inkry. So as jy nou dink, een van daai verskriklike groot avokado's van Limpopo, het seker hier by 17 gram se vesel in. As jy een van hulle eet, het jy halfte van jou dag se vesel, net daar, is in daai avokado peer geëet. So wat doen vesel? Vesel is kos vir jou goeie bakterieë, en vir die wat al baie van my praatjies gekyk het, ek gaan nogals baie aan oor jou goeie bakterieë in jou kolon en hoe belangrik dit is. So die vesel in die avokado peer voed daai goeie bakterieë, dit verminder die slegte bakterieë, omdat dit die goeie bakterieë voed. Dit maak dat jou stoelgang bulk, as dit so in Engels sê. Dit beteken maar net, jou stoelgang word lekker solied en swaar, sodat dit makliker kan afgaan. So met ander woorde, jou stoelgang raak gereeld, en dan trek dit toksines uit jou kolon uit, wat wonderlik is. So gesonde vette voed die voeding van jou kolon, met ander woorde die wande van jou kolon. En baie mense het deesdae die probleem waar daar gaatjies is in die voeding of die wande van jou kolon, en dan lek daar van jou kolon se stowwe lek uit. En dis wanneer mense baie keer auto-immuunsiektes kry, hulle noem dit leaky gut. So 'n avokado peer is tipies dan een van die goed, as jy sukkel met leaky gut, een van die goed wat jy wil eet om daai voeding te smeer, nê? En dan het hulle geassosieer 'n lae vet dieet, sal hulle dan assosieer, of bewysnavorsing word geassosieer met hartlywigheid en IBS, want jy kry nie daai goeie vette wat al hierdie voordele het nie. Of die vesel van daai vette. Okay. Diabetes, mellitus en insulienweerstandigheid, dit is waarvoor avokado peer kan help. Verskeie studies het gewys dat die hoë onversadigde vette is beter vir vastende insulienvlakke. Dit kan jou insuliensensitiwiteit ook verhoog. So as jy byvoorbeeld sukkel met insulienweerstandigheid, dan wil jy eintlik meer onversadigde vette eet. Dit verlaag bloedsuiker vir baie langer as koolhidrate. En ja, hier's nou 'n klomp goed. Dit gee vir jou goeie bloedvetvlakke, verbeter insuliensensitiwiteit, reguleer glikosevlakke, voorkom obesiteit en oksidatiewe stres.
Weer eens, so interessant dat vette juist die teenkuur is, vir my, of die teenmiddel is vir vet. Maar in elk geval die volgende een, verbeter gemoed. Soos jy kan sien, daai mannetjie is sommer baie gelukkig. Hierdie is iets wat baie min vrouens, vir my, ek dink ook nie mans weet dit nie, maar dit voel vir my, as hierdie faktor nie in vrouens se dieete is nie, dan is daar baie gesondheidsprobleme, veral met hormone. So baie vrouens, veral omdat ek dink ons is so behep met die heeltyd, ons moet gesond eet, of ons moet nie vet wees nie, soos wil vette vermy, calorie counting, dieting, bla 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 bla. Ek dink dit is omdat ons half sulke patroontjies die hele lewe tyd volg, en ons liggaam is hartstoglik op soek na vette. So jou brein kan nie behoorlik werk as hy nie vette kry nie. En vir die rede dat ons nie genoeg vette inneem nie, moet meeste van ons moet omega-3 aanvullings drink. Eintlik moet ons almal dit doen, want niemand van ons eet daagliks vette nie, en as dit nie net avokado peer nie, dan is dit salm, ons moet ryk vet visse, ons moet vis eet, nie hake nie, salm, mackerel, ons moet goeie kwaliteit visse eet, en niemand van ons doen dit nie. So, sonder goeie vette kan jou hormone nie reg werk nie. Jy kan onmoontlik, en dan veral as vrouens in menopause ingaan, dan sien ons probleme, en dit is dan, jou liggaam kort eintlik vet, maar meeste van al kort jou brein vet. Jou brein bestaan uit 70% vet. So, dit is baie belangrik. Dan kan ons dink, kom ons vat klein kindertjies, hoe baie vetterige kosse eet klein kinders, en dan kan ons nie verstaan hoekom kinders baie vroeg begin met ADHD of gedragsprobleme, konsentrasieprobleme, geheueprobleme, en dan is dit eintlik, baie maal kan dit gehelp word deur goeie vette in te neem. So vetsure speel 'n baie belangrike rol in die regulering van jou sentrale senuweestelsel en kognitiewe prosesse. Balanseer jou hormone, nie net jou estrogen, daai tipe hormone nie, maar jou kortisol hormone, jou insulienhormone, jou pankreashormone, al daai hormone word gebalanseer deur goeie vette. So 'n dieet hoog in versadigde vette of onversadigde vette kan depressie, angs en ander gemoedsversteurings verlaag. Dit fasiliteer logiese denke, hormoonproduksie en stresverlaging. So ja, dit is wonderlik en hartseer min mense weet dit. Ons samelewing kry definitief nie genoeg vette in nie. Dan het ek sommer net, hierdie is goeders hierdie is voordele wat nog kort bietjie meer bewys is. So ek noem dit, maar neem in ag, daar kort bietjie meer bewyse, behalwe, sal ek sê die laaste een, kan artritis simptome verbeter, kan bene beskerm, dit is as gevolg van die hoë Vitamiin K inhoud. Vitamiin K is baie belangrik vir beengesondheid, dan bevorder fetale ontwikkeling, ek stem daarmee saam. Dis as gevolg van die folaatvlakke wat in avokado peer is, en ons almal weet as jy swanger is, of selfs voor swangerskap, as jy daaraan dink om swanger te word, moet jy baie werk aan jou folien of jou folaatvlakke eerder, nie foliensuur aanvullings nie asseblief. Ok, potensiële neeweffekte en kontra-indikasies. So hierdie sê ek met 'n knippie sout. Want dit is wat my bronne sê, dit is wat alle bronne sê, maar ja, ek voel, mens moet maar luister vir jou liggaam en toets. Want dit voel vir my, ek kan verstaan dat jy dalk nie ekstra kalium met aanvullings moet inkry nie. As jy nierversaking byvoorbeeld het, dan moet jy nie potassium, is die Engels, of kalium, jy kan nie, want jou liggaam, jou niere, kan nie dit uitskei nie. So ek kan dit verstaan. Maar ek kan nou dink as jy 10 avos eet, dis 'n probleem. Maar ek kan nie dink 'n skyfie avo gaan die appelkar omgooi nie, maar dis maar net my opinie. Sit dit op die rak asseblief. So ek sou sê beperk die hoeveelhede. Moet nou nie 10 avos eet nie, en selfs nie dalk 'n hele groot avo nie. Maar ek dink 'n skyfie gaan nou nie 'n nier laat ineenstort nie. Baie mense is allergies vir avokado peer, kry so 'n skietgevoel of 'n tingling binne hulle tonge. Baie keer as mense allergies vir latex of daai plastiek handskoene, dan het hulle 'n kruisallergie met avokado peer. Dis baie interessant. En dan, as jy oorgewig is, so wat ek nou nie vanaand sê nie is, ek sê nie as jy oorgewig is, eet die heeltyd net avokado peer, want navorsing bewys nou vir ons dat dit vir jou gewig kan minder maak nie. Dis nie wat ek sê nie.
matigheid voor oë, want as jou liggaam reeds sukkel om vet te verbrand en jy is nie aktief nie, gaan dit mos nou nie help om net tonne baie vet in te neem nie. So neem dit in 'n gebalanseerde dieet, eet nog steeds jou avokado peer, moet dit nie vermy nie, maar moet nou nie 10 avos eet in die hoop dat jy nou gaan kilogramme afval as jy dit nie verbrand nie. Dit maak nie sin nie. Okay, so kom ons kyk na blou bessies. Och, blou bessies is so lekker. Elke keer as ek hierdie foto's gesien het, dan het ek so lus geraak vir blou bessies. So blou bessies is daarom regtig 'n vrug. So dit kom van die Native Americans aan. Ek gaan nou nie daai Latynse naam probeer uitspreek nie. So baie interessant, in 1893 het hulle gesê Elizabeth White, sy het gebly daar tussen die ek sal sê Native Americans, wat ek nou verstaan, dit is Indiane. So sy het in daai areas in New Jersey het sy gebly. Sy was 'n dogter van 'n bosbessie boer. Baie interessant, Google Translate sê cranberries is bosbessies. So, sy was 'n dogter van 'n cranberry boer en sy het nou hierdie blou bessies ontdek en sy het van dit begin plant in haar pa se wingerd of in sy landerye. Toe het sy hierdie man het toe met haar hande gevat, Frederick Cowell, en hy is 'n botanikus en hy toe besluit soos hy gaan haar help want hy wil dit kweek en kultiveer dat dit kan groei op groot skaal. En 'n paar jaar later, 1916, het hulle die eerste oes daarvan verkoop. So dis nogals my interessant. Blou bessies in Amerika is blykbaar 'n groot ding. Hulle het in 1974 in New Jersey, of nie net in New Jersey nie, maar toe in die hele Amerika het toe besluit, Julie is National Blueberry Month. So hulle is regtig baie erg oor hulle blou bessies. En dan 88% van die wêreld se produksie kom van hierdie 10 lande af. Suid-Afrika is een van hulle, so dis wonderlik om te sien. So ja, ek het maar hierso net weer eens die vesel hoeveelheid en dan ook die Vitamiin K hoeveelheid wat in blou bessies is, het ek uitgelig, want dit is waar baie van die gesondheidsvoordele gaan. Weer eens nommer 1 kanker. Help om kanker te beveg. Okay, 2010 is daar 'n toetsbystudie gedoen. Hulle het blou bessie ekstrak gevat en hulle het gesien dat dit die spoed en die groei van borskankerselle verminder. En dan was daar 'n Brown Cancer Center study wat gedoen is. Dit is maar baie interessant. Rotte met borskanker. Nou dink ek, ja, so hulle kweek mos nou die goeders om hierdie siektes te hê, dan kan hulle nou toets, werk hierdie goed of werk dit nou nie, maar so rotte met borskanker, het hulle blou bessie poeier voorgegee en daar was 'n 40% afname in tumorgrootte of die volume van die tumor, wat nogals amazing is. Dan in 2007 is daar weer 'n toetsbystudie gedoen en hulle het gevind dat die blou bessie sap verlaag die groei van maag, prostaat, bors en ingewande kanker. So ja, weer eens, ek sê nie as jy kanker het, eet net blou bessies nie, maar ek bedoel die feit dat dit kan voorkom, sê vir my, ons almal moet hierdie goed daagliks probeer eet, net as voorkomend. Dit voel vir my, hierso sit ons antwoord reg voor ons. Okay, bevorder gewigsverlies. Dit is as gevolg van die hoë vesel, bevorder stoelgang en versadiging. Dan is daar 'n PLOS studie gedoen. Hulle het blou bessie sap gevat. Dit het die obesiteit in muise voorkom wat op 'n hoë vet dieet was. Weer eens is my baie snaaks dat mense hoop kry dat hier was 'n muis wat hulle vet probeer voer het en blou bessies het gehelp om obesiteit te voorkom. Dit is my baie interessant. Dan is daar nog 'n rotstudie gedoen dat hulle blou bessie inname was geassosieer met 'n verlaging in maagvet in vetsigtige rotte, so rotte met obesiteit. Dan hier kom ons nou by die mensstudies. Ek voel dit is dalk 'n bietjie meer vereenselwigbaar. Was daar 12 weke toets gedoen vir 54 oorgewig volwassenes. Kom ek sit my boekie so dan hoef ek nie die hele tyd so rond te draai nie. So dit is eintlik dieselfde konsep as met die avokado pere. Hulle het 2 groepe gehad
En hulle het vir die een groep 50 gram bessies gegee en vir die ander groep 50 gram van 'n ander koolhidraat gegee. En hulle het gesien die mense wat die blou bessies dieet gehad het, of die blou bessies in hulle dieet gehad het, hulle het baie gunstige liggaamsgewigverlaging gesien, hulle insuliensensitiwiteit het verbeter, cholesterol het verlaag en ander metabooliese faktore is positief beïnvloed. En dan hierdie een is baie interessant. Daar was 'n studie gedoen op vroulike tweelinge en hulle het gesien die tweeling wat hulle het vir een tweeling baie blou bessies gegee en die ander een nie regtig nie. Die een wat meer blou bessies ingeneem het 'n laer liggaamlike massa gehad. So ja, die sussie met die blou mond, sy was toe nou die maarste van die twee, lyk dit my. Ja, so verbeter breingesondheid, weer eens kognitiewe funksie, kan geheue en kognitiewe funksie verbeter. So baie interessant 2016. Hulle het 'n blou bessie drankie gegee vir 21 kinders, of vir klomp kinders, maar van hulle het 21 van hulle het gevind dat hulle kognitiewe funksie het verbeter. So hulle het 'n placebo gegee en blou bessies en dies wat die blou bessies gekry het definitiewe verbetering in kognitiewe funksie gehad. Wat wonderlik is. En ek weet, blou bessies is nie moeilik om vir kinders te gee nie. Hulle is mal daaroor. My dogtertjie wil die hele tyd blou bessies hê. En dan is daar 'n studie gedoen op volwasses. Hulle het wilde blou bessies, so ek dink dit is bessies wat dalk nie noodwendig gekweek is nie, maar wat in die veld groei. Het hulle sap van gemaak en dit die geheue in volwasses na 12 weke van inname verbeter. So daaglikse inname vir 12 weke, geheue verbeter, is nogals wonderlik. En dan, dit is as gevolg van die hoë antioksidant inhoud wat in blou bessies is, beskerm die brein teen vrye radikale. So ja, vrye radikale is wat oksidatiewe stres veroorsaak en dit is wat siekte veroorsaak, veral in die brein, maar ook in die liggaam. Dan kan dit inflammasie verminder. So vir die wat nie weet wat is inflammasie nie, dit is gewoonlik een van hierdie 5 tekens, of daar's pyn, of daar's hitte, met ander woorde, dit voel warm, die area voel warm, is rooi, swelheid, of verlies van funksie. Met ander woorde, jy kan nie met jou arm, jy kan nie met jou vingers, daar's nou inflammasie in jou vingers, jy kan glad nie met jou vingers buig nie. So weer eens die hoë antioksidant eienskappe beveg inflammasie. Hulle het gevind in 'n 2014 studie die hoë polyphenol waarde in blou bessies beveg inflammasie merkers. En dan is baie snaaks, weer eens daar swelling in rotte se pote en die blou bessies het die swelling laat verminder. En dan interessant, kosse wat ook baie hoog is in antioksidante, seldery, broccoli, pineappel, salm en chiasade beveg ook inflammasie. So ek kan nie nou dink, as jy sit met inflammasie, dan wil jy hierdie kosse in jou dieet hê. Dit verbeter ook jou vertering as gevolg van die hoë veselinhoud. Ja, ek wil net gou hierso sien. Interessant. Met hierdie sistemiese hersien wat hulle gedoen het met 16 verskillende tipe diere studies, het hulle gevind, blou bessie inname verhoog kolongesondheid. So hierso is die klomp, hierso is die lys van goeders wat hulle gevind het, doen blou bessies alles in jou ingewande. Dit verbeter jou ingewande se morfologie, verlaag kolon se deurlaatbaarheid, met ander woorde weer eens daai laagie van jou kolon of die wand van jou kolon is minder deurlaatbaar vir goed om deur te lek, verlaag oksidatiewe stres, verlaag koloninflammasie en moduleer die samestelling en funksie van gut microba voordelig. So weer eens help die goeie bakterieë aan. Dan het hulle gevind freeze-dried, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, want dit is nie gevriesde bessies nie, gevriesdroogde blou bessies help om toksiese gal uit jou ingewande uit te kry. En dan weer eens, ons kan nie niks doen en net sakke vol blou bessies eet nie. Om jou kolon se stoelgang en motiliteit aan te help, is gereelde fisiese aktiwiteit nodig, baie water, hoë veselkosse, soos neute, sade, bone, groente en vrugte. So, ja, dit help met vertering, maar dit is half in samewerking met klomp ander goed, sou ek sê. Bevorder weer eens hartgesondheid. In 2015 is 'n studie gedoen met 48 vroue wat vir 8 weke lank blou bessies gekry het. Hulle het 'n laer bloeddruk gehad en hulle arteriële buigbaarheid het verbeter. Met ander woorde, hoe harder ons are word,
hoe slegter is dit vir ons hart. So ons are moet lekker buigbaar wees en beweegbaar wees, en dis wat die blou bessies reg gekry het. En dan is daar nog 'n studie wat gedoen is en het bevind bloeddruk en oksidatiewe LDL, slegte cholesterol, is verlaag. En daai twee is 'n groot bepalende faktor vir goed soos diabetes en vir hart en vir diabetes en vir hartgesondheid. So weer eens, hierdie voordele van blou bessies is alleenlik te samewerking met 'n gebalanseerde dieet en leefstyl. Ons kan nie oorgewig wees, heeldag lê en slap chips eet en blou bessies eet vir pudding en dan gaan ons hart noemenswaardig verbeter nie. Hierdie is tesame met lekker oefening, lekker gaan stap, baie water drink en gesond eet. Dan verlaag dit die risiko vir kroniese siektes. Dis as gevolg van hoë antioksidante. Antioksidante verlaag inflammasie en verlaag oksidatiewe stres. So, daar's 'n epidemiologiese studie gedoen en hulle het gevind dat blou bessie inname verlaag kardiovaskulêre siektes en diabetes mellitus. En albei daai het te doen met kroniese siektes of kan 'n voorloper wees vir kroniese siektes. So antioksidante voorkom kanker, neurodegeneratiewe siektes en kroniese inflammasie. Okay, spierherstel na oefening. Dit is as gevolg van die antioksidante en anti-inflammatoriese aktiwiteit. Velgesondheid verbeter, dit is as gevolg van hoë Vitamiin C. Stabiliseer bloedsuiker, dit verbeter jou insuliensensitiwiteit, so dan help dit jou bloedsuiker stabiliseer. Dan sê hulle, dit kan ook UTI's of blaasinfeksies of urineweginfeksies kan dit voorkom, net soos wat cranberries ook, of bosbessies, dit ook kan voorkom. Meer studies is nodig daarvoor, maar blykbaar help, soos wat cranberries dit ook doen, maar blou bessies het, hulle noem dit anti-adhesives. Met ander woorde, dit keer dat bakterieë plak binne in jou blaas of binne in jou urineweg. So bakterieë soos E. coli. So dit is wat blou bessies doen, dit keer dat daai slegte bakterieë plak of vassit binne in die urineweg. En dan ondersteun dit beengesondheid, weer eens hoë vlakke Vitamiin K en mangaan inhoud. Neeweffekte en kontra-indikasies, mens kan amper nie dink, daar kan so iets wees nie. Interessant, weer eens hierdie voel het vir my ook met 'n knippie sout. Eet dit matig as jou bloedverdunningsmedikasie soos warfarin of Ecotrin of so is, as gevolg van die hoë Vitamiin K inhoud. So Vitamiin K help om bloed dikker te maak, het help om bloedplaatjies te vorm. So as jy nou bloedverdunningsmedikasie is, kan dit potensieel daarmee indring, maar ek voel as jy elke liewe dag nou al vir hoeveel jaar op 'n bloedverdunner is, gaan 'n paar keer so blou bessies, gaan nou nie die appelkar omgooi nie. Weer eens as jy oggend, middag, aand sakke vol blou bessies eet, ek dink dis wanneer die probleem inkom. En dan kan daar mense wees wat allergieë het, veluitslae, opgeswelde tong. Dit kan ook moontlik met blou bessies gebeur. Hierdie is baie belangrik. Watter blou bessies moet ons koop? Dit is so jammer vir my, want dit voel vir my, nêrens kry jy, as jy in die konvensionele winkels kry, daar's nêrens organiese blou bessies nie. Jy gaan ergens na 'n blou bessie plaas toe moet gaan en selfs dan is dit dalk nie noodwendig organies nie. So, meeste van ons blou bessies is bespuit met gifstowwe. Alles wat ons in die winkel kry is bespuit met gifstowwe. So dit kan moontlik baie van hierdie goeie eienskappe kan dalk, of van daai goeie voedingwaarde kan nie meer in ons blou bessies wees nie. Dis wat hartseer is. En dis hoekom ek ook sê, dit kan wees dat ons hierdie kosse eet, maar nou kry ons nog steeds kankers, want ons eet goed wat bespuit is met gifstowwe. So belangrik, as dit rou is, ons moenie gedroogde goed eet nie. Ek weet nie of dit in Suid-Afrika selfs beskikbaar nie. Ek het nog nie gedroogde blou bessies gesien nie. Ek kan dink is baie lekker, maar dit verloor voedingswaarde en dit het baie meer suiker in en kalorieë. So julle, die beste is maar groei jou eie blou bessies. Dit is die beste wat jy kan doen, of kyk vir 'n plaas ergens wat dit organies verkoop. Want anders kry jy kry die goed saam met die sleg, en op die oune is dit nie so 'n goeie gehalte produk nie. So ja, dit was avokado peer en blou bessies. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Vir die wat nie weet nie, waarmee kan ek help? 1-tot-1 konsultasies. Ek doen graag konsultasies. Dis eintlik vir my die lekkerste is om met mense pad te kan stap en regtig diep in te delf.
in jou geskiedenis, in jou ouers se geskiedenis, gesondheidsgeskiedenis bedoel ek, en dan te kyk waar is die fout, waar is moontlik die beginpunt van jou siekte, of ja, waar begin ons? Ek doen leefstylanalises en aanbevelings, 'n holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie en ondersteuning in jou genesingspad. Ja, so dit is waarmee ek kan help. En ja, daar's weer die groep se skakel, indien jy nog nie om is nie, is jy welkom om op te klim. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Ek hoop julle het 'n geseënde aand. Ek weet nog nie wat ons volgende gaan doen nie. Wat se superkos gaan ons volgende doen nie, maar ek sal julle op hoogte hou. Julle moet 'n geseënde aand hê.